Goeiemôre broers en susters, baie dankie vir die les van die Here vanmôre. Ons glo dat die Here dit saam met ons gaan geniet. Enige besoekers wat die eerste keer hier is, baie welkom vir u ook. Mag u hierdie Erediens ook die Here se teenwoordigheid in sy liefde ervaar. Kom ons sê net so, dan sing ons 'n paar lofliedere saam.
I believe in Jesus, I believe he's the Son of God. I believe he died and that he rose again. Kom ons stap dat ons dit kan sing.
Goeiemôre geliefdes. Hartlik welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Ek is baie dankbaar dat u vanoggend hier is en dat ons saam die Here kan loof en saam die Here kan aanbid. Vir party mense wil ek net sê, hulle moet besluit waar sit hulle. Want wie sê daar sê as ek kyk waar sê hulle, dan wonder ek of ek 'n podcast moet stuur of nie. Maar ek sien jy is vanoggend hier so. Julle kan julle plek kry, hoor. Sal julle. Goed. Baie dankie. Dis wonderlik dat ons saam kan wees as 'n gemeenskap van gelowiges. Party het ons 'n vliegoperasie gehad. Jy kan sit as hulle sê staan, maar ek weet dis nie om te staan. Hoor, jy kan maar sit. Ons staan maar dat die is na nie vervanging, so dit is baie goed. Geliefdes, kom ons op stil voor die Here. En kom ons dra hierdie erediens vanoggend in besonder aan die Here op. Here, my Here, U die Almagtige, voor U word ek baie stil. En vra dat U sal kom deur die Heilige Gees en U sal neem my kosbare hart in U hand en dat Here U my hart sal voed sodat ek net alleen aan U, die enigste, die eer en die toewyding kan bring. In U naam. Amen. Geliefdes, genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam, deur saam te sing, lied 190, Grote God, aan U die eer. Kom ons sing dit tot lof van die Here.
nou van ons kinders om na vore te kom asseblief, want ons kinders, asseblief julle nie bang wees nie, julle mag kom, julle is dames en goedmas, ons gaan kom, julle is ook welkom. Julle gaan net sit en besit. Hoor julle, dankie dat julle weer vanoggend hier is, wat hier so baie. Goed, vanoggend wil ek julle vertel van 'n ou wat hoog teen die berg gebly het. En onder die berg was daar 'n klein dorpie gewees. Klein dorpie. Die dorpie het teen die see gelê. Dit was die see, en dan so klein dorpie, en dan die hoë berg gehad aan die agterkant. Die kom, dankie. Ons sit saam met ons, baie dankie julle hoor. En hierdie ou die daar hoog teen die berg gebly. En daar teen die berg het hulle reis geplan. Daar was groot lande met reis gewees, baie reis teen die berg aan gewees. En die mense in die dorpie, hulle het weer uit die see vis gevang. So hulle het gelewe uit die see, se visse, en die ou daar bo, hy het toegesien dat die reislande goed versorg word. En hierdie oom het gereeld, elke aand, het hy 'n groot vuur gemaak op die berg. En die vuur was om die diere te verhinder, die vuur het die diere afgeskrik, en dan die diere nie hierdie reislande het hulle verniel nie. En hierdie vuur was altyd groot gewees, en die mense onder die dorp het altyd opgekyk na hierdie vuur, en dan hulle geweet, daai reis is veilig. Want as hulle nie vis gevang het nie, het hierdie mense teen die berg opgeklim, en het hulle saam met die oom gaan help om hierdie reislande te bewerk en te kyk dat daar 'n goeie oes kom. Hierdie reislande was amper reg dat hulle geoes kon word, want hierdie mense dan van die vis gelewe en hulle het van die reis gelewe. Maar een oggend, toe staan die oom op. En toe hy sy vuur weer so groot maak, toe besluit hy gaan 'n bietjie opklim, en dan kyk hy mooi ver uit. En toe hy so ver kyk, toe sien hy, wie is probleem? Wie is groot probleem? Toe sien hy, oor die see, kom daar 'n geweldige groot storm aan. Geweldige groot storm. En hy sien hoe hierdie wind soos die branders groter en groter maak. En hy weet, hier kom probleme. Hy hardloop terug, sy klein seun het hom gebly, en hy roep hom. Hy sê, kom wakker, kom help my. Die klein seun sê, opa, kom nog nie, hy sê, kom wakker. En hy sê, hier is moeilikheid. Hy moet seker opstaan. Hy spring op, en sy opa sê van, gryp 'n stomp by die vuur uit. Kom, gryp 'n stomp, en ek gaan 'n stomp gryp, dan gaan ons hierdie reislande aan die brand steek. Hy sê, ons kan dit nie doen nie, want ons moet dit doen. En hy begin om hierdie reislande aan die brand te steek. Die mense onder die dorp kyk op, en hulle sien toe, daar is net vlamme, hoë vlamme. En hulle wonder, wat gaan nou hier aan? Hulle oes gaan vernietig word. En hulle kom almal uit, en hulle hardloop op teen hierdie berg, om te kyk, wat gebeur nou? Hulle reislande gaan nou in vlamme op. En toe hulle daar hoog kom, toe vra hulle, wie het hierdie lande aan die brand gesteek? En hulle oom sê, ek het dit aan die brand gesteek. Hulle sê, kom doen jy dit, dis ons kos. En hy sê vir hom, kom kyk. En nog voordat hy behoorlik kon kyk, toe die eerste groot brandeslag oor die dorpie gespoel. En die dorpie was toe onder die water. En weet nou dat die nog 'n groter brande oor die hele dorpie die onder water. En hy sê vir hulle sien hulle, en hulle sê hierdie oom het vir hulle baie beteken.
Hulle het alles verloor. Hulle reis verloor, hulle blyplek verloor. En hulle was baie mense. Die een dat sal sê, ons het alles verloor. Maar hierdie ou het ons gehelp, om ons lewe te maak. En ook iemand, want elke dag kyk, dat ek en jy veilig is, dat ek en jy lewe. En dit is Jesus. Jesus sien die storms aankom, Jesus sien die moeilikhede aankom, en Jesus is daar. Hy staan vir jou en my, om ons lewens te beskerm. Ons voel baie keer alleen, en voel vir ons op hierdie groot brande, ons gaan omstaan. Maar as ons aan Jesus vashou, en in Jesus glo, sal Jesus ons beskerm en bewaar. Hulle was bekommerd oor hulle huise, hulle was bekommerd oor hulle reislande, in plaas van bekommerd te wees oor hulle lewens. Jesus is bekommerd oor jou en my lewe. Hy wil nie dat ek en hy verloor gaan. Hy wil ons optel, hy wil ons vashou, hy wil ons koester, hy wil ons voetbroek. En dit moet ons weet. Vra vir Jesus om jou elke dag te beskerm. En hy sal jou beskerm. Dat niks van jou af weggeval kan. Ons maar nie oorgesien. Dankie Jesus. Dat jy altyd daar is vir my. Dankie dat jy my lief het en beskerm. Dankie dat jy my altyd uitlei na 'n plek toe waar ek en U alleen kan wees. Waar my vas is, dat geen storm tussen my en U kan kom nie. U is my kosbaar, U is my lewe. Maar wat vashou. Gaan asseblief vandag met elkeen van hierdie mannetjies van my. Hulle styf was, dat hulle weet, hulle is veilig in die hande. In Jesus naam. Amen. Ek het weet dat ek het verrassend julle, ek het nie genoeg blauwkijkies verlede Sondag gesien. So julle moet hierdie selfs op die self, en nie by die blauw kan doen. Sal julle nie doen. Goed, dan kyk julle wat ek nie doen. Goed, kom ons sing na die pragtige lied, Jesus, ek is bly. Jesus,
Dankie aan ons voorsang groep. Hulle bring net 'n kleur in die eredienste. Baie dankie daarvoor. Geliefdes, ons maak die woord van die Here ook vanoggend by Markus 9. Markus 9, ons gaan lees van vers 2 tot vers 9. Markus 9, van vers 2 tot vers 9. Kom ons by die hoofde. O Vader, dankie vir die heilige woord. Dankie vir die groot genade, wysheid en leiding. Dat U kom om hierdie woord vir ons oop te maak. Dat U kom en ons help om dit te lees, dit te oordink en met mekaar te deel. Dankie vir elkeen vanoggend hier in die huis. Dankie ook vir hulle by die huis. Dat ons nou saam kan luister na U woord. Dat ons glo vertrou dat deur die werking van die Heilige Gees U kom elke krom en skewe woord te bekleed met ware lewe van U. Here, neem nou weg, asseblief, alles wat kan skyn tussen ons en U. Help ons om te hoor. Help ons om te luister. In Jesus' naam. Amen. Markus 9 van vers 2. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus: Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou. Een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. So verskrik was hy saam met die ander. Daar het 'n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar 'n stem gekom: Dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle opdrag gegee, omdat hulle gesien het, vir niemand te vertel, voordat die Seun van die mens uit die dood opgestaan het nie. Tot sover geliefdes in die heilige woord van die Here. Geliefdes, as ons hierdie gedeelte deurlees, en ons wil die kern daarvan saamvat,
Dan is ons tema van ons prediking vanoggend. Jesus draai my om. Jesus draai my om. En nou is die vraag, wie is die Jesus? Wie is die Jesus wat my omdraai? En dan kan hierdie vraag maklik beantwoord word. Ons ken ons Jesus. Baie van u gaan sê, Jesus is die liewe Jesus waarmee ek groot geword het. Die liewe Jesus wat ek voel my vertroetel en my vashou. Die liewe Jesus wat altyd daar is vir my. Baie van ons praat nog steeds van liewe Jesus. Ons sal ander wat na vore kom en sê, Jesus is my maatjie. Jesus is my maatjie. Ek en Jesus gaan oral saam. Ek en Jesus doen alles saam. En Jesus verstaan my. Jesus verstaan my. Jesus, in ons taal, Jesus is my by. Dan sal ander, wat nie oor Jesus nadenk nie. Maar nie dink, wie is Jesus? En wat kan Jesus vir jou en my beteken nie? Hoe dink jy oor Jesus? Hoe sien jy vir Jesus? Het jy al omgedraai? Het jy al toegelaat dat hy jou aanraak? So kyk na hierdie gedeelte. Dan kom hier 'n wonderlike openbaring na vore. 'n Openbaring, my broer en suster, wat ek nie glo, ons almal al ervaar en beleef het. Wat gebeur hier? Hier op die berg is Jesus alleen. Saam met Petrus, Johannes en Jakobus. En as hy op hierdie berg verskyn, dan gebeur daar iets groots. Jesus verander in 'n ongelooflike heerlikheid. En hierdie heerlikheid is so groot, dat Petrus dit wil vasvang. Hy wil dit behou. Dit is so beter om net hier te bly, in hierdie heerlikheid, en vas te hou aan dit, as om te luister na wat Jesus net voor dit gesê het, waar hy gepraat het, dat hy moet gaan. Hy moet gaan na Golgotha toe. Hy moet gaan om te sterf. Dit was vir Petrus te veel. Hy wil nou hierdie heerlikheid ervaar, hierdie grootheid ervaar. Hy wil nie glo en dink daaraan dat Jesus moet gaan sterf nie. Hy wil dit vasvang en daarom sê, ek wil 3 hente bou. Jesus wys dit af. Hy wys dit af. Kom wys hy dit af.
Dis wat baie keer ook ons probleem is met ons verhouding met Jesus. Ons probleem met Jesus is, ons wil altyd net die mooi van Jesus beleef, die mooi van Jesus sien. Maar die oomblik as ons hoor van seer kry, van spot, van swaar kry, dan sê ons nee Jesus, nee. As jy kyk na ons kerke, jy sien ons kerke lyk. Ons klein kerkies, maar ons groot kerke, mega kerke. En dan die kerke, groot kerke, is wonderlike gebouwe, groot gebouwe, en almal deel in die mooi, en in die ryk daarvan. Ek sê nie, dis verkeerd nie. Maar die vraag in my hart is net waarvoor Jesus gekom het. Vir groot en ryk en uitspattig. Dit wil Petrus vasvang. Hierdie heerlikheid, hierdie grootheid, wat in Jesus, hy laat toe, dat sy Vader spreek. Die wolk kom oor hulle, en in die wolk kom die stem, dit is my geliefde seun. Maar daar stop dit nie. Luister na hom. Luister na hom. Dis goed om die grootheid en die mooiheid en die rykdom van Jesus raak te sien en te beleef. Maar ons vergeet die tweede deel. Luister na hom. Ons kyk na die boek Openbaring. Ons kyk na Openbaring 1. Dan sien ons vir Johannes daar op die eiland in Patmos. Jy kry die prentjie van hy sit langs die see op die strand. En wat gebeur daar? Daar kom Jesus en hy openbaar homself aan Johannes. Maar wanneer gebeur dit? Toe Johannes omgedraai het, weggekyk het van die wêreld, weggekyk het van hierdie groot heerlikheid, rykdom, alles. Hy draai en hy kyk, en hy sien vir Jesus. En as hy Jesus sien, dan val hy neer. En as hy neerval, dan kom Jesus en hy raak hom aan. Hy vat hom aan die skouer. Daar kom 'n groot boodskap, groot openbaring kom oor sy pad. Jesus neem hierdie 3 disippels saam met hom op die berg. Hulle preek van hom, hulle verstaan van hom, is een wat kan leer, en kan preek, en wonderwerke kan doen, genesings kan bring, en daarom hou hulle vas. Maar nou bring Jesus hulle
deur wie alles geskep is, deur wie alles in stand gehou word. Die oomblik, toe Jesus Johannes omdraai en ook hierdie stem hoor, het hy op sy knie geval. En Jesus het gekom en hom kom aanraak. En die groot openbaring het tot hom gekom. Sy oë het oopgegaan, sy oë het oopgegaan, en hy het gehoor en hy het gesien wat wag op elke gelowige. Broer en suster, hierdie Here al sy hand op jou skouer opplaas. En jy al stil geword in die heiligheid van die Here. Want dis waartoe die Here ons oproep. Die Here vra dat ons moet omdraai. Ek weet jy kan nie omdraai nie. Ek weet jy kyk net vorentoe. As ek omdraai, dan hoor ek, luister na hom. Luister na hom. Hoekom gaan mense maar net elke dag aan met die Jesus? Hoekom gaan mense net elke dag aan met my maatjie, my buddy? Hy het nie by daai punt gekom, of nog nie by daai punt gekom, om Jesus in sy volle heerlikheid raak te sien. Nog nie beleef het sy hand op my skouer nie. Want as hy sy hand op my skouer kom plaas, as kom sy heerlikheid sien, dan verander my lewe radikaal. En hy draai my om. En dan leef ek nie meer nie. Dan lewe Christus in my. Petrus wou nie die weg van lyding stap nie. Petrus wou nie hoor van bespotting en swaar kry en slaag en kruisiging nie. Dis ook waar van ons, as kinders van die Here, ons wil net hoor, dit gaan goed, ons wil net sien, dit gaan goed. Maar na hierdie verheerliking, na die stem in die wolk, luister dan, kom daar 'n radikale verandering. Jesus sê, kom ons gaan van die berg af. Kom ons gaan van die berg af. Hoekom? Hoekom moet ons van die berg af gaan? Hoekom moet ons teruggaan na die harde werklikheid toe? Dit is die opdrag van die Vader. Jesus het gekom om te ly en te sterwe vir jou en vir my. Maar hierdie pad is nie 'n pad wat hy alleen loop nie. Daarom sê hy, gaan heen, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Gaan en dra my evangelie uit. Hoeveel is daar gehoorsaam? Laat ons liewe ry van gemeente na gemeente, daar waar daar
waar hy die rykdom uitstraal, die grootheid uitstraal. Nee, Jesus kom met sê, ons gaan af hierdie berg. Ons gaan af van hierdie berg. Daar's 'n pad wat ons moet loop. Daar's 'n pad na Golgotha toe. Hoe kan ek hierdie pad loop? Hoe kon Jesus hierdie pad loop? Jesus het geloop omdat sy Vader hom daartoe geroep het. En wat het hy gedoen? Hy het geluister na sy Vader. Hy was gehoorsaam aan sy Vader. En daar kom sy Vader deur die wolk en sê vir elkeen van ons, luister na hom. Wie? Jesus. Jesus wil nie vasgevang word in 'n hut nie. Jesus wil wees tussen mense. Hy wil die mense bedien met die water waarvan jy nie dors word nie, van die brood waarvan jy nie honger word nie. En dis sy roeping. En dit doen hy, daar beantwoord hy. Die vraag is, beantwoord ek en nie? Ek vra baie kere, hoekom draai mense nie om nie? Hoekom draai nie om nie? Broer en suster, want hulle het nog nie vir Jesus raak gesien. Hulle het nog nie vir Jesus raak gesien. Hulle het nog nie vir Jesus werklik leer ken nie. As Jesus hom aan jou en my openbaar, in sy grootheid, en in sy liefde, en in sy rechtvaardiging, gaan ek ook neerval. Dan gaan ek ook neerval. As ek geval het, moet ek opstaan. Wat doen Jesus? Wat doen ons? Hy kom vat hom aan die skouder. Kyk dan op. Het jy al geval? Het jy al gevoel hoe die Here kom om jou op te tel? Dit is wanneer verheerliking en jou my lewe plaasvind. Daardie oomblik waar ek kom en besef, ek kan nie uit my eie nie. Dis die Here. En dan is die Here nie meer my maatjie nie. Dan is die Here nie meer my liewe Jesus nie. Dan word Jesus God in my. Dan kan ek nie meer stil bly nie. Dan kan ek nie meer stil sit nie. Dan wil ek opstaan. En ek wil die Here loof en prys. Ek trek my skouers terug. Ek tel my kop op. En ek dien en ek eer my koning van alle konings. Broer en suster, ek het nie kan getuig van Jesus, en dis reg. Maar soos ek beleef, hoe dikwels dra ons boodskappe oor, maar ek gebeur niks nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Hoor, wat Petrus, Johannes en Jakobus hoor, dis my geliefde seun. Dis God en mens, Jesus. Maar luister na hom. Ons hoor, ons luister nie.
my eie Jesus. Daarom beleef ek soveel hartseer, soveel seer, soveel pyn, soveel ellende. Maar dit maak nie oop, waarom oop, vir hom en my lewe nie. Jesus, ek herhaal, wil nie vasgevang wees in dit nie. Hy het nie gekom net vir Petrus, Johannes en Jakobus nie. Daarom sê hy vir hulle, kom ons gaan van die berg af. Want daar is ander Johannese, daar is ander Jakobuse, daar is ander Petruse, waar die Vader omgeroep het, om vir hulle aan die kruis op Golgotha te gaan sterf. Dis 'n vernedering. Dis 'n vernedering. Ek wil nie 'n Here aanbid wat bespot word nie. Ek wil nie deel wees van die Here wat verneder word nie. Dis die boodskap van Jesus. Hy het gekom. Ek wil vir elkeen van julle ware lewe laat skyn. Ek wil vir elkeen van julle laat opstaan uit die doodsheid en oor julle bring lewe, liefde. Ek wil oor julle bring 'n beter môre. My broer en suster, kom jy nie kerk toe nie. Ek sien jy sien. Nie sulke vraag meer vra nie. Die vraag, wat ons moet vra, het jy al die hand van die Here op jou skouer gevoel? Het jy al omgedraai en platgeval voor die Here? Of volgens dit nie in jou lewe gebeur het nie, gaan die Here by jou verby. Gaan hy by jou verby. En daarom kom die Here op die besondere Sondag. En hy kom, hy bring 'n wolk oor ons as gemeente. En hy kom, en hy vra vir elkeen van ons, luister ons na die Here. Amen. Vader, die boodskap is so groot. Hierdie boodskap kan eintlik nie in woorde vasgevang word nie. Daarom bid ons Heilige Gees, bring self oor my die wolk. Bring self oor my die stem. Ek sukkel om te luister. Maar as jy kom, jy praat, glo ek en weet ek, dis lewe. Jesus, kom tel my op. Jesus, kom help my. Dat ek nie raak sien
dat ek nie net bly op die werk nie, maar dat ek afkom en bereid is om ook vir U te ywer. Ook vir U die slaap, die bespotting, die seerkry te dra. Dat ek opbou, om te dink, ek ken U, maar toe te laat, dat U Uself in my openbaar. Ek wil nie meer lewe nie, Here. Kom lewe U in die grootheid, in en deur my. Hou in die krag, in die grootheid, ons bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat eensaam en alleen is, vir hulle wat swaar kry en worstel. In die krag, in die krag alleen, is daar oorwinning. Winning oor alles wat ons laat struikel. Hier is ek, Here. Neem my saam van die berg af en laat my U alles navolg. Amen. Die wissels van die Here vereer, die ons dankoffers, sy kyk na die afkondigings, en ook na die verjaarskap. Kom ons kyk en
ons kyk eers na die verjaarsdag, hulle wat verjaar is en nou op is, of wat weet hulle verjaar nie weet, kan u recht opstaan, ons het graag vir net die chocolade gee asseblief. Niemand teenwoordig nie. Goed, net van die kerkraadse kant af, ons gaan net na die seënuitspraak, gaan ons geleentheid gee vir Bianca. Waar is sy nou? Bianca wil net so 'n paar minute met ons praat oor die bazaar, wat is, sy wil net met ons praat oor die datum, en vir ons besekering meer gee. Dan wil ons haar inbring intussen, sy die week 'n operasie ondergaan, en sy speel hospitaal by die huis, ons dink aan haar by die herstel, ons dink ook aan toon dat nog steeds intensiewe behandeling kry. En dan met die toestemming van die kerkraad gaan ons eers op Woensdag aand, nou Woensdag aand 6:00, gaan ons hier in die kerk by mekaar kom vir bediening. Hierdie bediening wil ons besonder opdra die Here om hierdie lydingstyd by ons te wees. Dat ons die ware boodskap van die lyding verstaan en ons ook toewy aan die pad saam met die Heer Jesus, die berg af. Eers kom die Woensdag aand om 6:00. By die Here is die omgeeblad beskikbaar, die kan dit as jy uitbeweeg by die Here kry, en sê dankie vir Bianca, wat haar leiding neem, en dan gaan ons ook begin om ons liturgie so 'n bietjie aan te pas, maar ons sal dit nie met eensklaps doen nie. Ons gaan kyk hoe ons eerdiens tot eer en vir die Here kan inrig. So, neem nie kennis daarvan, die kerkraad het ook daarvoor vir ons toestemming gegee. So ons gaan bietjie kyk daarna. Goed, dankie. Iets anders van die kant af? Goed, dan is ons sloplied, lied 334, God is liefde, en na ons seënuitspraak vra dat die net hier sal sit, vir die paar oorlede saam met Bianca, en na sy afhandeling is ons uitstap lied, kyk by God. Ons geniet mekaar se teenwoordigheid en die liefde van Jesus daar saam met op die koffie of tee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees help my voor hom te val. Help my deur hom
Heer Jesus om gedraai te word. Amen. Ons weet dis al lê voor. Dis einde Mei en die groot makkie wat saam met dit gaan is die kerk vir jaar ook. En ons het goed gedink om dit saam daai Sondag te vier en dit saam te hou. En so wil ek vra dat almal wat wil betrokke raak by die jaar, almal wat wil bydrae lewer, kom sit jou naam op, asseblief. Ons wil hierdie week wil ek al graag ons eerste vergadering hou, dat ons die bemarking kan begin en dat ons na die stelletjies sal finaliseer. Ons raamwerk is klaar. Daar is nie baie werk om te doen nie. Ons moet net almal met mekaar kom, elkeen sy werk gee en dit is dit. So die wat bereid is, die wat wil, kom steek jou hand op, kom gee jou naam op na die tyd. Ek is in die vierkant. As jy nie kan maak na die tyd nie, my nommer is in die kerkkalender. Bel my, SMS my, WhatsApp my, sê my, as ek wil betrokke raak, hoe klein ook al wil jy net ietsie maak, al wil jy ietsie sê, al kan jy nie kom werk nie, dit maak nie saak nie. Ons vat hande en ons maak die bazaar weer groot soos weer. Dankie. Ons staan in satelliet.